Okay, so oefening 5 van hoofstuk 8, vraag A, het ons in die bygaande skets is AC parallel aan DF en BC is parallel aan EF. Okay, en ons het bewys dat driehoek ABC evenwydig of gelykvormig is aan DEF. Okay. So gelykvormigheid, een ding wat ons kan na kyk is veral as jy parallelle lyne het, kan jy kyk na is al die hoeke gelyk aan mekaar. So ons moet ons stellings daarso ken. So kom ons begin kyk na wat ons hierso het. So kom ons sê stel B1. Dan gaan net hierso sê stel hoek B1 gelyk aan X en stel hoek A gelyk aan Y. Okay. So nou het ons hierso het ons 'n X en ons het 'n Y. Okay. Nou moet ons parallelle lyne trek. Kom ons begin by AC. Ons maak dit so 'n bietjie groter. En ons het AC DF. Okay, en daai parallelle lyne kan jy sommer baie verder teken. Okay, nou het jy reg lyn. So baie keer is dit goed om goed net so te teken, dan laat jy dit duideliker kan sien. So nou kan ons sien dat hoek D1 is gelyk aan Y. D1 is gelyk aan Y en dit is ooreenkomstige hoeke. Ja, want AC is parallel aan DF. Okay, so kom ons kyk na die volgende parallelle lyne. So ons het nou nog by F. Daai het ons en dan het ons daai parallelle lyn. Okay, so ons kan dadelik sien dat B1 en E1 is ook een ooreenkomstige hoeke. Okay. So ons kan skryf hierso. Hoek E is gelyk aan hoek B1. Okay, is gelyk aan X. Dieselfde as ooreenkomstige hoeke. Okay. My hierdie gaan wees BC is parallel aan EF. Okay, so daar het ons dit nou. So ons het daai hoeke, so ons kan daai delete. Okay, so nou moet ons kyk, wat is hoek C? Ons soek nou hoek C, so ons weet hoek C gaan wees 180 grade minus X plus Y. Okay, hetzelfde met hoek F. Hoek F gaan ook wees 180 grade minus X plus Y. Okay. So ons kan dan skryf hierso hoek C. So ons dit skryf. Hoek C is gelyk aan hoek F is gelyk aan 180 minus X plus Y. Okay. So dan is dit som van hoeke van die driehoek. Okay. Som van hoeke van die driehoek is gelyk aan 180. Okay. So ons het nou daai bewys, ons ek kan dit net inskryf so. Okay, so nou het ons al die hoeke bewys. So nou kan ons sê dat driehoek, kom ons gaan net also sê, dit wil sê driehoek ABC is evenredig aan driehoek DEF. Okay, en ons rede daarvoor is hoek, 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 hoek. Okay. So nou het ons dit, ons weet wat dit is, en kom ons gaan kyk nou
na die volgende vraag. By die volgende vraag ons vra. So met meetkunde kan mens baie keer uitkyk na die eenvoudige maniere waar ons hoe kan gelykstel en mekaar en nie mekaar raak met al die lyne en dit nie. Okay. So vraag 2. Okay, nou vra hulle vir ons AB. Okay, so ons het AB. Daar is AB. Mal met EF is gelyk aan BC mal met DE. Okay, so kom ons, omdat die driehoeke by een, ons bewys dat dit evenwydig aan mekaar is, kan ons sê, maar die verwantskappe tussen die sye is dieselfde. So ek kan nou sê AB, so ek vat AB gedeel deur DE. Okay, en ek kan sê daai is dan gelyk aan, okay, so ons met die groot driehoek begin, so ons kan sê BC gedeel deur EF. Okay. So, en as mens kyk na die driehoeke en ook om dit gelyk is, as ek nou, sê nou ek vat hierdie, en ek maak dit as 'n foto, so sien as ek dit nou groter maak, al die verhoudings bly half in dieselfde grootte. So dit is maar net wat ons gebruik as ons driehoeke vergroot en verklein. So enig in die regte lewe as jy dalk moet in graphic designing en dagters moet skale doen of dagters op bouplan en dit gebruik hierdie baie. So dit is eintlik maar indirek wat hierdie is. Okay, so nou met gewone algebra kan ons sê AB mal met EF is gelyk aan BC mal met DE. Okay, en dit is oefening 5 se vraag A.